Goeienaand, welkom by ons oordeenking vanaand. Voordat ons begin wil ek vra dat ons net saam bid voordat ons die woord lees. So wonder ek, Here, dankie vir die woord, vol kosbare waarhede, vol raad, vol insig. Here, terwyl ons kyk na die woord en dit lees, wil ek vra dat U deur die Gees in ons midde sal wees, dat hierdie woord ons sal bemoedig en inspireer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons oordeenking sluit aan in die verhaal van Jakob, in Genesis 32 van vers 22. Hier is die konteks. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van die Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra vir hom, hoe is jou naam? En hy antwoord Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense, en het oorwin. Daarom vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. En toe noem Jakob die plek Peniel, want het hy gesê, ek het God gesien, van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, en toe hy Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Sjoe, wat 'n intrige, wat 'n ongelooflike verhaal. Ons dink dikwels aan geloof as 'n toestand van stille onderwerping. Amper iets soos 'n vreedsame, rustige rivier wat kabbel, stil weiveld, sonder ontstuiming. Maar vir enigiemand wat al ooit geworstel het met die rewe en met die roeping en met die uitdagings van die lewe wat ons ervaar, sal weet dat dit nie so is nie. Daar's baie vrae wat ons het, krisisse, antwoorde, en ons het hierdie gevoel dat ons ervaring met die Here baie minder as 'n middagslaapie is en meer soos 'n absolute stryd om lewe. In Genesis 32 vind ons Jakob alleen daar by die Jabokrivier. En hierdie is reg die krisispunt van sy lewe. Hy het sy pa liderlik bedrieg. Hy het sy ma Rebekka in die komplot in om hom te ondersteun. Sy was ook deel van hierdie komplot. Hy het Esau bedrieg met 'n pot lensies op sy geboortereg by hom gesteel. En nou weet Jakob, hy's in die moeilikheid. Dis terugbetaaldheid. Esau is agter hom aan, hy gaan hom doodmaak. En daar dan in die donker van sy ervaring, in die donkerte van die nag, verskyn 'n man aan hom. En dit wil voorkom of dit nie 'n vriendelike heilgroet was, nie 'n aangename ontmoeting nie. Hulle het nie, soos ons nou sê, pleasantries uitgedeel onder mekaar nie. Nee, dit was dadelik iets van agterdog. Dit was eintlik onmiddellik 'n stryd tussen lewe en dood. Die mees verrassende ding omtrent Jakob se stoeigeveg is dat hy dit nie begin het nie. Die teks sê 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En soms dink ons twyfel en ons wroeg en ons stoei met die Here is eintlik 'n teken van ons swak geloof en dat ons ervaring met die Here nie so goed is nie. Maar dikwels is dit God wat die spanning initieer in ons lewens. En dalk vra ons, maar hoekom sou die Here dit dalk doen? Mag ek vir die dalk voorhou, gelowige vanaand, dat God eerder wil hê dat ons 'n hetige, eerlike, opregte verhouding met hom moet hê, 'n verhouding waar ons hart op ons mou dra, waar ons dit wat in ons is aan die Here bekend maak, waar ons dit wat ons kwel met hom deel, waar ons praat daaroor, waar ons stoei daarmee, waar ons vir die Here vra, maar hoekom Here? So lewende, dinamiese verhouding, glo ek is vir hom meer werd as iemand wat dalk daar in die kantlyn sit in die paviljoen, wat kyk na die geveg, na die wedstryd, en dan het die aanmerking skree van die kantlyn af. Nee, God wil hê dat ons eerlik betrokke moet wees in ons ervaring met hom. Daarom wil ek 'n waarneming met u deel vanaand uit hierdie verhaal, en dit is dat om te stoei is 'n daad van intimiteit. Dis intimiteit. Dis persoonlik, dis naby. Jy kan nie stoei met iemand wat 5 meter van jou weg is nie.
En ek het my indruk dat Dawid en Goliat in 'n groot woordgeveg betrokke geraak. 'n Ontseëning van sleg sê en woorde, en amper soos 'n moderne haka wat die All Blacks doen wanneer hulle rugby speel teen 'n teenstander. Half hierdie ontseënie taktiek om mense dalk bietjie vrees in te boesem vir dit wat wag. Nou ja, ons weet dit werk nie met die bokke nie, maar eintlik is dit die taktiek. So, om te stoei is anders. Om te stoei moet jy baie naby wees. Inteendeel, jy moet aan mekaar vat. Jy moet raak om te stoei. En soos die son begin opkom het, raak hierdie vreemdeling Jakob se heup aan. Amper kan ek dink soos stoeiers, ek weet nie of julle al stoei gekyk het nie, maar daar's daardie finale greep, 'n wurggreep en dan 'n laaste rukreaksie waar die een wat die oorhand het eintlik wil te kenne gee, hy het nou sy opponent in 'n wurggreep. Dis die einde van die pad, die einde van die storie, dit is oor en verby. En dis wat gebeur in hierdie ervaring met Jakob. Hy skrepel, hy kan nie aangaan nie. En plaas daarvan om oor te rol op sy rug en oor te gee, doen hy iets absoluut merkwaardig. Hy sê, ek sê jou nie laat gaan, tensy jy my nie seën nie. Dis die paradoks daaraan verbonde om met die goddelike te stoei. Ons word verslaan om vernuwe te word. En Jakob besef dat sy eie slimheid en sy hakskeen-grypende maniere om eintlik gebring het tot 'n doodloopstraat. Hy kon nie meer op sy eie die seën dwing aan sy lewe nie. En nou hou hy op om die geveg te probeer wen, en hy begin eenvoudig net oorlewingstaktiek toepas. En hy gryp sy opponent aan. Hy's moeg, hy kan nie meer nie, hy kan nie meer stry nie, hy het nie meer energie nie. En hier is die les uit hierdie kort verhaaltjie. En dit is God neutraliseer dikwels ons selfgenoegsaamheid sodat ons geen ander keuse het as om op hom te steun nie. En dan sien ons dat die vreemdeling vir hom vra, maar wat is jou naam? Nou jare van tevore kon Jakob eintlik enige ding sê. Hy het vir sy pa gesê, my naam is Esau, en hy probeer om iemand anders te wees wat hy eintlik nie was nie. Maar hier tussen die modder deur, hier in die rivier oor waar hy eintlik sy rug teen die muur het, spreekwoordelik, moet hy eerlik wees. En dan vir die eerste keer sê hy, ek is Jakob, ek is die bedrieër, ek is die vals ene, ek is die een wat voorgee. En dan sê die vreemdeling, ek gaan vir jou 'n nuwe naam gee. Jy hoef nie eintlik voor te hou nie, maak nie meer saak nie. Jou naam is voortaan Israel, wat beteken jy het met God en met mense geworstel en jy het oorwin. So Jakob verlaat hierdie baie interessante skermutseling met twee dinge. Eerstens met 'n seën. Hy het nooit gedink dat dit ooit so sou uitwerk nie. 'n nuwe identiteit, 'n nuwe naam, 'n belofte vir 'n toekoms waar God beloof het, ek gaan met jou wees. Dan tweedens sien ons dat hy permanent herinner word aan hierdie skermutseling. Hy's mank, hy het 'n permanente herinnering dat hy nie die een is wie uiteindelik in beheer is nie. Dalk beleef jy ook, soos Jakob, 'n seisoen van stoei, van twyfel. Dalk worstel jy met die Here. Dalk is daar dinge waarvoor jy antwoorde vra, dinge wat jy bevraagteken, en ek weet, hoe ouer 'n mens word, hoe meer filosofies raak 'n mens oor die lewe, hoe meer vra mens vra, amper soos Job gevra het aan die Here, Here, ek verstaan sommige dinge nie, Here, ek worstel met hierdie, ek worstel daarmee. En God neem nie aanstoot wanneer ons so met hom verkeer nie. God wil eerder hê dat ek en jy ons hart aan hom het ontbloot, dat ons gevoelens met hom moet deel, dat ons in 'n worstelstryd met hom betrokke moet wees, maar dat ons sal vra in hierdie ontmoeting, dat ons sal vaskleef en sê, Here, ek gaan u nie laat gaan voordat u my nie geseën het nie. Hy gebruik die spanning van die wedstryd, van hierdie interaksie, hierdie stoeiery, om vir jou en vir my
'n nuwe naam te gee. En dalk mag ek en jy mank uit die kruit uitkom, maar ons sal verander wees, want ons sal 'n nuwe ervaring met Jesus hê. Hierin lê die seën, dat die son uiteindelik opgekom het vir Jakob. Hy het werklik God ervaar, amper asof hy die gesig van God vir die eerste keer raak sien dat God hom liefhet, dat God in beheer is, dat God se plan uiteindelik sal seëvier, en dat God met hom is ten spyte van sy swakhede, ten spyte van sy verlede, het God hom vergewe, en het God vir hom 'n nuwe naam te gee. En daarom is my bemoediging vanaand, moet nooit die worstelstryd opgee nie. Val vas, hou vas, en vra dat die Here jou sal seën, dat jy sal aanhou vasklou, totdat jy die openbaring van die Here ervaar in jou lewe. Hy is getrou, en hy sal dit vir ons doen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, dankie vir die groot liefde, dankie vir die betrokkenheid, dankie vir die bemoeienis met ons in ons lewens, dankie dat u hand baie keer op ons plaas, en daardie hand hou ons vas. Ons weet dat dit u is, want ons kan nie wegkom nie. Mag dit wees dat ons in intimiteit met u sal stoei, dat ons sal redeneer, dat ons sal vra, dat ons sal vashou, totdat u vir ons opkom en deurkom, en aan ons die antwoord gee, en aan ons die openbaring maak, dat ons 'n nuwe naam het, dat ons 'n belofte het van 'n heerlike, wonderlike toekoms, ook dat die God van Abraham, Isak en Jakob dieselfde God is, en dat hy met ons is, selfs in ons worstelstryd in die lewe waarin ons nou bevind. Skenk ons hierdie kosbare ervaring, terwyl ons u aanbid. Ons dank u daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen.